Hey mense van die Kaapse vlakte, people of the Cape Flats, hoop het gaan goed saam met julle. Vanaand het ons 'n baie serious conversation. Ek het Andre Seffer saam met my in die studio of in die museum in. Dis jou YMCA se museum. Dankie Ricky vir die availability van die museum. And we're going to speak about life. Let's start here with life. But Andre, tell us more about yourself. Wie is Andre? Andre is nou eindiglik 'n 42-jarige man van Mitchells Plain, East Street om spesifiek te wees. My hele lewe lank is ek in Mitchells Plain. Ek het seker vir 5 maande in Eerste Rivier gebly en nog so 4 maande in Parow. So Mitchells Plain is my hart deur en deur. Lentegeer gebore, van Lentegeer af New Woodlands toe, van uit New Woodlands uit East Street toe en dis wat ek nou is vir die laaste sê maar nou 25 jaar. Okay, in Mitchells Plain area. Mitchells Plain. En opgegroei in Mitchells Plain, hoeveel kinders is julle? So ons is eintlik 6 boys. Ons is 6 boys, maar laat ek dit reg kry, my pa het 5 kinders. Okay. So my pa het 'n kind gehad voor hy en my ma ons nou ontmoet het, voor kind. Dan toe my pa afsterf, het my ma weer 'n kind gehad. So tesamentlik is ons 6 broers. Okay. Maar ons is 4 broers van my ma en pa. So my pa het 'n voorkind en my ma het 'n kind na my pa gestuur. En 'n paar weke terug sien ek vir op die TV en jy het 'n conversation nog gesou gehad. Of nie 'n conversation nie, vir jou storie vertel. Wat het gebeur, Andre? Kom ons begin nou, wat het gebeur? Eerstens vir my om op hy sou te gewees het, was regtig waar. Ek kan dit vandaan dis vir jou en jou viewers sê, dit was die Here. Ek is baie lief vir die Here en 'n vriend van my, Reverend Zoon, wat jy ook ken, was genooi na die sou toe om haar storie te deel. En ek het in die audience gesit. Deel van die audience en my niggie man was saam met my in die audience gewees, saam met 'n paar ander vriende. En ek het geweet wat die subject gaan oorwees, van Reverend Zoon het my ingelig. Maar ek kan vir jou eerlikwaar sê, vir jou en jou viewers, dat ek het nie daar gegaan, gedink ek gaan praat nie. Dit was so ver van my mind af, as wat ek ooit kan dink. My niggie en haar man stap uit die sou uit, like letterlik 2 minute voor Aiden nou die opkom en die introduction doen. En dit was vir my like, die vraag word gevra dat, is die enige een in die gehoor, wat miskien 'n bydrae kan bring oor die topik wat ons vanaand oor gaan praat, want dit is 'n baie sensitive topik, maar Aiden vra ook vir die vrou in die studio, op die pad, toe jy uitgaan, hoe was dit, hoe die mense respond oor die topik, en sy sê ook wel, gewoonlik, as mense vir haar sien, dan wil hulle praat, en vir die topik, wou niemand praat nie, en vir een of ander rede, was sy ook 'n bietjie teken 'n bek, want Aiden mense wil nie praat nie, en nou vra Aiden weer vir 'n tweede maal in die gehoor, is daar regtig niemand nie, want ons hoor nou hier van Christlyn af, dat mense wil nie praat nie, is daar niemand in die gehoor wat wil iets sê nie. Ja. En ek weet, jy toe kan die kerk groot geraak steen. Jy weet eigenlijk tye wat kom, wanneer jy voel, jy moet getuig man. So iets sê. Sy moet iets sê nou, ons sal maar nou sê, die gees van die Here oortuig jou, dat ek moet iets sê, maar ek wil ook nie praat nie, want dis nie, ek is nie comfortable nie, en so aan. En ek lig my hand op, maar ek sak dit weer met die hoop, dat hy my nie gaan sien nie, want is so skaam reg. En soos ek het sak, is dit asof ons met die kone van ons oë kontak maak. En hy sê toe vir die mannetjie, vat die mic daar. En ek het gesien, het was vir 4 minute wat ek gepraat het. Vir my, die aand het het gevoel, het was net so 'n minuut en 'n half. Ja. Ek het geskrik toe ek die video kyk om te sien, het was nogal vir so lank. Maar jy het nie self geprepare om dit te gaan praat op TV nie, because jy was op national TV gewees. So jy het net gegaan en toe hulle vir jou vra, wil jy iets sê, toe steek jy jou hand op en jy wil iets gesê dat jy wil praat omtrent jou lewe. Ja, en het was regtig was spontaneous gewees. Ek het die aan by die huis gekom
en ek met my vrou praat, even though die sou ons weet is pre-recorded, Ja. maar ek moes vir haar gaan sê, kyk, ek het vandag iets gedoen, Ja. wat ek nie weet die nagevolge, waar het gaan bring nie, maar ek wil vir jou sê, dis wat ek gesê het, ek was ook al voorheen op 'n televisieprogram vir iets anders, maar ek het gesien hoe editing werk, en soms wanneer hulle edit, Ja. dan verloor dit die boodskap wat jy oorgebring het. Gelukkig het ek met my vriende ook gepraat wat saam met my was, en vir hulle gesê, ek hoop nie, hulle edit te veel weg, Ja. want ek wil die boodskap oorbring. Hoekom is dit dat ons as mans sukkel om te praat? Hoekom is dit dat iets moet eers regtig waar gebeur voordat ons vir iemand ernstig opvat? En dis wat ek kom sien, het selfs na die sou baie ook stel. Vir die mense wat nou nie weet wat jy gesê het, wat het jy gesê, André? Wat was jou storie geweest? Vat ons terug na daai aand toe, maar vat ons ook vir ons terug toe dit gebeur het saam met jou. So op die ouderdom van 7 jaar oud. My broer het gewoonlik maar skoolvakansies kom kuier by ons. Dis mos nou my pa se voorkind. En soos enige ouer broer wat maar kom, was dit ons het uitgekyk na daai vakansies toe wanneer hy gaan kom. My ma het al die jare vir hom getreat soos sy vir ons treat. In feite baie mense het gesê my ma treat vir hom baie beter as wat sy vir ons treat, want dit is net die natuur van my ma. So die een aan spesifiek het hy huis toe gekom. Nou natuurlik 'n bietjie later as wat ons, en die eerste keer wat dit nou gebeur, want dit het net 2 keer gebeur. Die eerste keer wat dit gebeur was dan nie penetration nie. So het was net 'n mette van hy het met my gespeel. Lees maar tussen die lyne. So hy het teruggekom van vriende af en ingekom en ons het 'n bed gedeel. Jy weet is normaal in ons culture dat ons slaap saam. Ons is 'n groot familie, ons is soos ek nou genoem het, ons is 5 broers op daai tyd, al 5 slaap in een kamer. Miskien 2 koeie in die kamer, single bed en 'n 3-quarter, en dit was normaal geweest. Dit gebeur elke aand. Hy kom nou vir die vakansie, so ons slaap op een bed. So hy en 'n vriend het ingekom daai aand wat ook kom kuier het by sy familie oor die pad. En dit was nou die aand toe hy nou speel. But Stan, ons het groot geraak in die tyd. Ons is min of meer dieselfde ouderdom. Waar ons as daar 'n program op die TV was wat die mense soen, Ja. dan was ons gesê, maak toe julle oë, julle kykie. Yes. Julle mag nie die goed kykie. So vir my wat gebeur het daar, kan ek regtig sê, op daardie oomblik is ek 6 jaar oud. Ja. Ek het nie geweet nie. Die volgende keer toe het weer gebeur, jaar gaan nou verby, hy kom weer kuier, maar hierdie keer is dit ek en my broer wat ouer aan my is, wat lê op die bed. En hy kom nou toe, maar nou weer in, hy was nog daai aan, ek sal dit altyd onthou, excited, want hy het gery, man. Hy kan so 14, 15 jaar oud was. Ek was 7. En hy is excited, want hy het nog gery, en ons almal bly vir dit, mos nou klong ry en so anders. Maar nou raak dit nou slaaptyd, en toe dit nou slaaptyd raak, is dit nou wat hy weer die keer nou speel. Maar hy vat dit erger nou om natuurlik nou broek af te trek, en weer ek is 7 jaar oud. Ek verstaan nie wat met my gebeur nie. Ek het maar nou gelê, en het is seker op 12 jaar oud, Stanley, wat ek vir die eerste keer uitvind wat is verkrachting. Ja. Ek onthou daai tyd, ek weet as jy kan onthou, daar was Felisa Mabuza, Subtle Soul, en sy interview een keer 'n meisiekind wat verkragt was. En nou as ek 12, nou sien ek, okay, die is wat hulle van praat, wat verkrachting is. So van 7 af tot en met die ouderdom van hoe oud was ek? 37, soos letterlik 30 jaar, het ek nooit vir niemand vertel van wat daai aand gebeur het. Absoluut niemand. My ma het nooit geweet daarvan nie. My pa sterf natuurlik toe ek maar 9. Ja. So my pa het nie geweet nie. En nog minder het niemand ooit geweet dat dit het met my gebeur nie. Want ek het nie verstaan ook nie.
Wat is trauma nie? Ja. Is die conversations wat nou elke dag in ons huise gebeur dat, hoekom is jy so kwaad altyd? Ja. As die mense sal 'n statement maak, as daar vlieg op jou nie sit en dan wil jy 'n tik. Jy was altyd toe jy groot raak, was jy net baie kwaad. So is die dinge wat ons geweet het, soos ons opgegroei het. Jy het nog gemention, André, dat dit die eerste keer gebeur het, toe weer amper een jaar later. Het dit net 2 occasions gebeur, of het gereeld gebeur, van jy sê, jy het eerst maar begin praat toe jy in jou 30's was. Hoeveel keer het, kan jy onthou, hoeveel keer het dit gebeur saam met jou, voor jy nou jylle besef het, maar dis eintlik wat gebeur het oor 'n tydperk van... Dit was net die 2 keer. Soos ek sê, die eerste keer was daar niks penetration nie. Hy het met my penis gespeel, en daar was niks penetration. Die tweede keer was dit wat daar penetration was, want ek kan dit nog onthou nou, dat hy het iets gesoek om vir hom af te vee. Ja. Maar weer gaan ek sê, ek justify nie wat gebeur het nie. Ek het later ontdek dat wat ons maak, is dat ons stiek dinge weg, man. In jou mind. Sy besef nie wat sy doen nie, en sy begrawe dit letterlik. En vir my was dit gewees, ek gaan die ding seker saam in my graf toe vat. Ja. Want even though het gebeur het toe ek 7 is, ek het dit letterlik uitgeblok. But die dag toe het na my mind toe kom, is dat ek is so skaam, even nou is ek 30 of 32, dat joh, het die met my gebeur, because nou is daar meer programme op televisie, ons het meer access na die internet toe en na klomp dinge toe. So nou, hoe meer jy nou dinge sien, nou is dit dat die reality is wat met my gebeur het. Ja. Ek onthou 'n conversation met my broer jonger aan my, wat hy dit noem, en hy sê vir 'n vriend van my, ek kan nooit verstaan het hoekom hy altyd so kwaad gewees het. Hy was net so kwaad, ons het nooit geweet wanneer ons kan lag met hom, of wanneer ons kan speel nie, because hy is nou alright, dan skielik en dan lyk dit, hy wil vir ons, hy wil beklei met ons. En het is die type van conversations wat ons het, toe ek nou al in my 30 is, dat ek begin te besef, wat ek was nogal 'n kwaad kind. Daar was altyd 'n bekleierery. Daar was altyd dat ek gedink het, my vuiste gaan die probleme oplos. So met ander woorde, daai het actually vir jou effek later, en nadat dit gebeur het, jy het geweet wat toe gebeur het nie, maar dit het jou houding in die huis, het dit geëffekteer, van soos jy sê, jy wil beklei het met almal. Hoe het jy uitgekom? Wanneer het jy uitgekom? Wanneer het jy mense begin te vertel? En wat was die respons? Because ons mense, as hulle vertel van so 'n ding, is dit 'n skande. Hulle skryf ons af. Daar's baie van ons jong manne wat verkragt word in die gemeenskap in, en hulle is te bang om te praat. Maar hoe het jy gedeel saam met die om uit te kom? So Stan, die heel eerste keer toe ek praat van, het was gewees in June 2020, in COVID. Ek dink COVID het 'n manier gehad toe ons opgesluit was vir hy tyd. Ja. Is ons alleen in die huis en ons gaan deur ons gedagtes en somehow het COVID baie mense in baie ways getrigger en vir jou teruggevat na jou verlede toe jy was, sy tyd gehad om te dink, man. Sy tyd gehad wat sy normally by die werk moet wees en nie, sy weet nie meer wat om te doen nie, sy kan net soveel keer dam speel, soveel keer karre speel, daar's net soveel board games om te speel, en nou is dit amper soos, sy dink oor almal die klompe goed wat met jou gebeur het, en is in die tyd wat sy seun met my praat oor sekere goed wat hy nou gedoen het, in die woning met sy ma. But meer as sy broer is dit dat ek, André, moet my broer beskerm. Sy gaan nie so praat, even though ek jou uncle is, hy is my broer, man. Ja. So ek gaan my broer 'n geleentheid gee dat my broer sy kante van die storie vertel, voordat ek vir jou gaan luister. En ek glo nie baie van die goed wat my nephew vir my sê nie, want dis jou pa. Nie net dit nie, nou is jou pa 'n pastoor, so die goed kan nie waar wees nie. En is op dit wat ek toe my skoonsister bel, sy ma. En ek vra vir haar, hier's dinge wat jou seun nou sê van jou man,
is die dinge waar, want ek wil nou like investigate, is dit so, is dit nie so nie, want is nog steeds my broer. Ek was best man by sy troue man. So ons het oor die jare, het ons toe nooit 'n stryery gehad nie. Daar was nooit, ek en my ander broers het vastgesit, gestry, beklei ook even, maar ek en hy het al die tyd 'n baie goeie verhouding gehad. Daar was Evens met wat gebeur het saam met jou. even met wat gebeur het. So het was nie 'n mette van ek het dat 10 aan hom gehou oor die jare nie, ons kom goed oor die weg. So men dit praat ek en sy vrou vir 3 ure oor die foon. Nou weet ek praat met my vrou, ek sê, joh, die goed wat die sien sê en die ma sê, hulle het nie saam gepraat nie, maar hulle sê nou dieselfde ding. En nou laat het my wonder, wag, laat ek vir hom bel. Stem toe saam, ek bel vir hom. En hy sê, kyk, wat ook al my sien post op social media. Hy kan dit post, solang ek vir hom geblok het. En my antwoord aan hom was, jy het hom geblok, maar ek bel nou vir jou, omdat ek het gesien het. Het sê nie, jy het hom geblok, anders sien het nie. En wat hy sê van jou is ernstige dinge, is nie klein dinge nie. Lang story kort, Stanley, dat dinge escalate tussen hom en sy seun, tussen hom en sy vrou, en nou begin ek sy vrou en sy seun begin te help. Ek het so ver gegaan toe hy vir my sê, as pastoor, hy gaan nou skei. Hulle gaan nou skei, want hulle huwelik is nou beyond repair. Toe het ek gevra, maar nou wat sê jou pastor, wat sê jou bishop oor julle wat gaan skei, because volgens my kleine bietjie kennis wat ek het van die woord, is dat God hou nie van egskeiding nie. En spesiaal as jy nou 'n man van die Here is, pastoor is, dan jy moet dan meer doen man. Jy en jou vrou sê altyd julle is lief vir die Here, julle dien die Here. So hoe is die irreconcilable? Hoe is dit dat julle vir ander spreek en sê by God is daar niks onmoontlik nie, maar julle wil nou skei? So dit was altyd my ding, hoe probeer ons versoening maak? En die aand toe ons nou nie kon nie staan, hy sê nou ek het gegaan in COVID man, tot by julle woning en probeer om vir hom en sy vrou te laat gesels. En hy sê vir sy vrou, sy staan op daar, sy sê, Andre, jy het nou hier gesit vir 3 ure praat met ons. Ek gaan net vir hom een vraag vra, is daar nog hoop vir ons huwelik? Is daar iets wat ons kan voor beklei? En hy sê nie. My mind is opgemaak. Ek is klaar met jou. So is hy daar weggestap, hy gaan nou skei en so aan is. Maar die redes wat hy gegee het vir die egskeiding was altyd, het was haar fout. Het was die kind se fout. Het was altyd anders en almal was altyd blameer, behalwe hy wat verantwoordelikheid vat. So dit is waar die storie begin het, hoe ek vir my pastoor eintlik sê dat my broer bring nou vir my voor my kerkraad. Ek is daai tyd die diaken in die kerk. Hy bring vir my voor die kerkraad, want hy voel nou ek het ingemeng in sy huwelik en sy vrou wil skei. Ek het probeer sy leiers kontak en dat hulle moet versoening bring. Nou draai hy die ding om en is nou my skuld nou. Hoekom hy en sy vrou gaan skei. En voor die raad word ek gebring met hulle leiers en daar word het gesê ek het 'n roeme gestaan dat hy 'n kind het by 'n worship team leier en sy bishop het 'n kind. En ek sit daar na die vergadering die dag en ek so hulle het hy gesê in die kerk en hy was 'n roeme wat begin was. En maar nou draai dit om en hy het op sy foon het hy 'n conversation, private conversation tussen my en sy vrou. Waar sy vrou met die dame praat. En die dame sê vir sy vrou, hoekom worry jy oor wat die mense sê in die Kaap oor my en die bishop? Daar was gesê gewees, jou man het 1 kind by my en die bishop het 'n kind by my. Hoekom worry jy nog? En my respons aan haar was net, ek het gehoor van die bishop het 'n kind by haar. Maar nou praat sy van jou man het ook 'n kind. Die vrou moet maar gaan vir bloedtoetse. Dit was eerlik, dit was wat ek uittyp vir my skoonsister. Want ek dink is 'n conversation tussen my en my skoonsister. En daai conversation bring hy na die vergadering toe en hy wys dit daar vir my pastor, hulle vir sy pastor, hulle vir almal. En hy sê kyk dis wat Andre doen. Andre versprei stories van my. En ek voel regtig waar humiliated. Sy weet ek het dit gedoen nie. Ek het nog uitgereik na jou toe om vir jou te sê van
van wat jou sien sê. Sy draai die hele ding om. En nou lyk ek hier skuldig, want is nou almal jou kerkleiers en ek en my pastoor, ek lyk skuldig. En die volgende oggend is dit wat ek my pastor bel en ek staan daai dag toe pas ek uit soos 'n baby en huil my. Ek sê pastor, die man wat nou vir my so accuse het in die kerk van ek het dit gesê. Hy het my verkragt toe ek 7 jaar oud is. Maar nou wil hy kom iets draai teen aan my staan die almal wat my ken weet. Ja. As daar een ding is wat ek haat is om voorgelieg te word. En as daar een ding is dat ek 'n bietjie meer aan dit haat is as mense sê ek lieg. Ja. En ek weet dit is nie so nie. So manne wat die hele ding het dit getrigger toe hulle begin te stories opmaak volgens jou dat wat jy versprei het nou. Met dit alles gelyk trigger because ek kan hoor jy was okay geweest, maar toe hulle begin die stories versprei van hoe dis wat van ek onthou baie mense vir my gewaarsku bly weg van Andrea af. En sy weet hy en unfortunately ek is die tipe persoon ek ken eers 'n persoon. Ek sê nie jou storie is jy waar nie, ek sê nie ook so waar nie, dit is jou storie. Maar ook baie mense het gesê sy het tikkie kyk. Daar was 'n tyd wat hulle gesê het sy is 'n moeilikheid maker. Was dit alles om dinge toe te smeer dink jy? Steen ek het nou veel genoem die eerste persoon wat ek in my confidence vat om te sê was my pastoor. Die pastoor sê okay Andre, ek gaan vir hom bel en met hom praat en hoor wat hy sê. Ja. As hy het erken of deny. Hy bel vir hom, hy kom terug na my toe, hy het erken dat dit gebeur. Hy vra as ek vir julle twee kan counsel. Okay. So ek sê ja natuurlik. Okay. Op daai stadium weet net my pastoor en hy. Niemand anders nie. So vir my ek wil dit hou so. Ja. Niemand moet weet nie. Dis 'n ding wat ek wil graf toe vat. Ek het nou net gepraat omdat jy vir my gehumiliate het en ek wil my is my integriteit wat aangevat word nou. So hoe kan jy dit doen? So nou stem die pastoor aan. Ek gaan vir julle twee counsel op die een voorwaarde. Ons counseling sessions bly tussen ons drie, niemand anders nie. Ek is die blyste. Eerstens is iemand wat ek ken. Ja. Is my pastoor. Ek ken hom nou al so 9 jaar daai tyd. So ek is comfortable, ek is alright met dit. Ja. En dan die tweede rede is dat hy sê die terms and conditions van my sessions tussen julle. Wat ook vir my perfect is. So in die eerste session sit ons, pastoor is daar en nou praat hy. Wat het gebeur? Stanley het dit my letterlik seker 2 jaar of seker bietjie meer gevat om my woorde te kan uiter. Ek was verkragt. Ja. Ek sukkel nou nog man. Dit is nie 'n woord wat 'n man kan gaan sê nie. So nou vra die pastoor sê vir my wat het gebeur. En ek kyk vir hom in sy oë want hy wil hê ons moet oogkontak maak en ek sê vir hom jy weet wat dit sy gedoen. Sy weet wat dit sy gedoen moes. En die pastoor sit toe en nou sê hy die woorde. Kyk toe ek jonk was, het my ma vir my gevat na iemand toe. En my ma kon nie die man betaal en die man het vir my verkragt. En as gevolg van daai as dit nou dat ek die gedoen het. En hy sê ook ek was 11 jaar oud tyd. Toe weet ek is baie goed met nommers. Ek sê nie as ek 7 was, kan jy nie 11 was gewees het nie. Want sy 7 jaar, amper 8 jaar ouer aan my. So jy was 14. En toe hy nou sê, kyk ek verstaan, hy was ook 'n kind nog. Ja. So nou wil hy dit eers gebruik as justification en die pastoor sê vir hom, jy het geweet op 14 wat reg en verkeerd is. Hy was net 7 jaar oud. So daai was die eerste session. Goed afgeloop, die pastoor encourage vir ons moet nou en dan gaan vir 'n koffie, drinkie drink en so aan. Sodat ons moet werk aan ons twee se verhouding tussen mekaar. Hy vat my nog huis toe. Hy drop vir my by die huis en my ma bly 2 minute weg van my af. My ma lewe nog tyd. En hy gaan na my ma toe en my ma kom seker so 1/2 na daai kom my ma om na my toe. En my ma sit in my voorkamer, my vrou is daar. En my ma vra Andre, of sy sê met my bynaam Annie. Wat het die kamer in ons huil staan. En my ma sê vir my die woorde en ek sal nooit vergeet en dit is wat ek gesê het nie sou. My ma sê, was ek vir jou so 'n slegte ma, dat ek die geweet het, dat ek eers kon gesien het.
dat sy nie dieselfde meer is. En daai was nog iets wat my vir 'n tyd se gevat het. Om dit te weet, man. My ma blameer haarself. Ja. Ek het myself vir lank blameer. Ja. Die man wat dit gedoen het, blame 'n ander man wat dit aan hom gedoen het. Ja. Maar nêrens in dit sien ek daar's enige vorm van verantwoordelikheid wat Ja. Andre, hoe het die jou familieverhouding affekteer agterna met jou ander siblings? Was dit 'n bietjie moeiliker? Het hulle jou verstaan? Wat het gebeur nadat jy nooit gekom het en dat jy almal moes nou begin te hoor het, moes nou wat gelyk weer het? Hoe was die verhouding geweest tussen jou en jou ander siblings? So Fanny, ek het jou gesê ons is 6 broers tesamentlik. So ons is 3 wat al die jare saam met ma was. So ons 3 het letterlik saam groot geraak. Ja. Die ander ene was ouer aan ons, so hy was altyd ouma se kind. So hy het nie saam ons gebly nie, baie weinig. So hy was mos nou natuurlik my pa se kind. So hy was ook nie daar baie. Na my pa sterf toe ons geskette bietjie. So dan het ek my jonger broer en ons is ook nie so close soos ek en die ander 2 is. Maar die ene drink baie. Ons 2 is baie lief vir mekaar, maar hy is altyd die ene wat laaste alles hoor. Ja. Want ons weet as hy drink, dan praat hy oor alles. Ja. Niks by hom bly 'n secret en nou gaan hy drink en dan gaan hy huil en dan gaan hy dis hoe hy is, so ons ken vir hom in daai way. Nou die ander ene weer wat jonger is, ek en hy praat en ons werk saam en het iets gebeur by die werk eendag ook wat ek vir hom eventually genoeg vertrou het om te sê, kyk man, dis wat gebeur het met my. Dis wat hy gedoen het. En ek kan nou nog sien die woede in hom, man. Because is amper soos nou verstaan ek vir jou 'n bietjie, man. Ek verstaan nou hoekom sy so aangegaan het teen aan hom toe sy die rumors hoor van ander goed. Ja. Sy moet onthou dis dieselfde man wat jy die video's van gesien het, wat ek vir jou gegee het. Dit vir my. Ja. So dit is daai Stanley. So Maar Andre, is okay om te huil. Is okay om nog upset te wees. Ek dink mense verstaan nie dat die goed raak deel van jou storie. Dat raak deel van wie jy is. En in ons community, ons het nie die support systems in plek nie. Het niemand opgetel van 'n ouer vroeër in jou lewe dat iets is verkeerd, iets het gebeur nie. Ek dink sê net die dood van my pa mos nou, ek is 9. So die dood van my pa maak dat my pa was sommer nou maar nou sê die broodwenner en gekyk na alles en gesorg. En toe hy nou afsterf, toe moet ons eers verhuis. Ons moet nou uit die huis uit gaan wat ons ingebly het en my ma moet met ons 3 kinders in 'n kamer gaan bly. So dit is die eerste groot challenge wat gebeur, letterlik seker 'n paar maande tot 'n jaar na my pa se sterfte. Ja. Ek was een van die getuies in my pa se moord. Hy was in ons kamer doodgeskiet, in die kamer, in die huis. En dat is ook trauma wat nog geëet was as gevolg van die vorige trauma. Verstaan, en nou ek is vir die next jaar en 'n half, sien ek 'n psychiatrist by die skool en wat my refer tot ene by Lentegee Hospitaal. So vir die next 18 maande of so is ek onder 'n psychiatrist. Maar is meer vir hoe ek met my pa se dood gedeel het. Ja. Ek het myself bevind te huil net en my maale verstaan nie, my ouma hulle verstaan nie en is jy bly bedlik jou pa is nou al meer dan 'n jaar dood en so en dis die tipe dinge wat ons culture vir sê, hoe kan sang sy nog, jou broers is alright, het lyk my, sy hou nog altyd vas hier aan goed is, but ek het nie verstaan, ons weet nie wat depressie en anxiety en goed is nie, en nou gaan ek vir 'n sessie in die counselling en dan kom ek terug en vir 'n dag of 2 of 'n maand, as ek alright, dan skielik eendag gebeur daar iets, dan voel ek weer, is het weet om te lewe, wat gaat aan, en dis nog op primary school, op primary school, so baie van die dinge kan ons kwaai wegsteek, want ons het hier die tools, of laat ek het rechtstel, tyd, het ons hier die tools gehad,
Meer dan 30 jaar terug was daar nie, ons kon nie Google en gaan search vir goed nie. Hoekom voel ek, wat is die dinge so ons het maar gedeel, gaan speel maar sokke man. Ja. Verstaan? Because ons vind iets wat ons miskien goed in is en dan die ding raak amper soos 'n drug, because som van ons draai na drugs, alcohol, na ander dinge toe. Maar nou kry ons iets wat ek goed in is, wat ek like en nou die ding bekom amper soos die ding gaan my uit poverty uitvat. Die swaar kry by die huis. Die ding ek is goed genoeg dat ek dink nou die gaan 'n carrièrpad vir my is. Maar dan fail die weer en op 16, 17 jaar oud weer besin nie maar ek gaan maar nou iris syp want Sy wil escape. Sy wil escape die realities van wat sy deurmaak. Het dit ooit na jou toe gekom dat ek gaan nou baie mense maak sake op en hulle wag tot 'n bietjie ouer is en gaan hulle hof toe of hulle gaan maak 'n saak op. Het dit ooit na jou toe gekom waar sy gaan sê dat okay, ek gaan die ding nou besoek, ek gaan nou 'n saak opmaak, ek gaan die ding vir julle vat en ek gaan hom aanvat in die hof of somehow legal action vat en help kry. Het hy ooit na jou mind toe gelyk hoe? Ja, dit het sien. Eerstens my skoonsister wat ek baie lief vir was. Daar was altyd roemes van hom gewees man. Van wat hy doen en so anders. En ek hoor 'n storie dat hy met haar gemors het. Sy was 'n getroude vrou en so aan. Jy weet die man is pastoor. En ek sê, dis hier regie. Dan is dit die storie van my oom se vrou, jare terug, wat hy my iets aangeet het. Toe sy nog 17, 18, die vrou was in haar laat 30's. En baie het geweet, niemand het niks gepraat van nie. So nou praat ek en ek praat met my ma nou van dit en ek het nou meer courage om met my ma te praat. My ma praat nou ook met my. En nou noem my ma vir my en my broer iets. Ons is saam, met my vrou is ook daar. Ja. En my ma sê vir my, na jou pa gesterf het hy self na my toe gekom en dit met my probeer. En dit was vir my like a dagger in my hart. So wat moet ons nog doen om vir hom te cover man? Ek het hom probeer protect en gecover vir jare want dis my broer. Ja. My ma het hom probeer protect en gecover. Kyk, sy pa's nou net dood. Miskien is die maar iets wat hy deur gaan face. Nou is dit die storie wat my ma ook van geweet het en toegesmeer het van die antie wat hy meer verhouding gee het. Nou is hy weer klaar pastoor. Nou is hy besig met my skoonsister wat 'n getroude vrou is. En toe is dit die ding wat uitkom van die video's van hom. 19 video's, 17 met 5 verskillende vrouens, 2 vrouens in die kerk. Maar dit was nie die wat my 'n saak laat gaan maak het. Dit was dat hy my ma disrespek het. Toe ek dit hoor, onmiddellik is dit vir my disrespek. Ja. En dit kan ek verstaan. Maar toe my ma vir my sê, het met my ma probeer. Dit was vir my regtig waar die final nail in die koffin om te sê dat ek gaan nou die ding besoek. Ek het toe ontdek dat daar is hier statute of limitations waar dit kom by die tipe van sake nie. En dis hoekom ek 'n saak gaan maak. En wat gebeur met die saak? As jy loop die saak nog altyd? Soek jy nog vir evidence? Wat het gebeur met die saak? So die saak was verlede jaar klaargemaak. Okay. En die saak word uitgeskop as gevolg van, kyk, hy het dit erken aan 'n paar mense. Een man wat my ook gebel het, 'n paar pastore, wat ek ook weet hy het dit voor erken. Die rede hoekom ons counseling sessions gestop het met die pastoor was, omdat hy met 'n ander pastoor daaroor gaan praat het. Onthou initially was gesê, ons moet met niemand praat nie. Eerste kom hy en hy sê vir my ma. 2 weke later het ons weer session en ons gaan, maar na dit, voor ons na die 3de session toe moet gaan, bel die pastoor vir my en hy sê vir my, Andre, ongelukkig, moet ek die sessions tussen julle stop. Die man het die confidentiality clause gebreek. Hy het vir pastor Dinges ook gesê. Want pastor Dinges het vir my gevra, hoe gaan dit met die counseling tussen Andre en dit was vir my, sy vertel 'n storie wat ek te skaam is om te vertel, vir anders vertel jy nou vir almal. En dit was van wat my regtig waar, sal sê in 'n week kwaad gemaak het, want ek voel nog steeds, het is
my storie om te vertel. As ek dit wil saam met my graf toe gevat het en dan het ek dit gedoen, Ja. maar nou gaan jy en jy gaan Vertel vir gaan vertel dit vir anders. So die saak is uitgeskop. Het het klaargemaak. Het julle weer probeer, ek meen die saak is nou klaargemaak en obviously jy is nou altyd seer gemaak. Jy werk dit, ja, is mos nou jare se trauma wat jy moet werk. Het jy ooit aan gedink, ek wil graag met hom sit en vir hom sê, hoorie, ons moet die werk, of voel jy net, jy wil net vir jouself distance van hom? Iemand het my sê 'n paar maande gelede stuur iemand my 'n boodskap. En vra Andre, is daar enige manier hoe jy ooit kan reconciliation tussen jou broer en die bishop het? Ja, En ek sê ja, natuurlik, ek is 'n Christen en ek glo in vergifnis. ja, Ek glo dat ons, die Bybel sê die gebed wat ons bid is, vergeef ons skulde soos ons ons skuldenaars vergewe. Maar vergifnis kom ook man met waarheid. Ons het jare terug gedink gehad in ons land, the Truth and Reconciliation Commission. ja, So ons gaan reconcile as julle bereid is om die waarheid te praat. ja, So in die hof het jy nou gelieg en jy het die storie omgedraai. Ja. Die pastoor het saam met jou in die hof die storie omgedraai. My ma is nou dood, die enigste ander ene wat jy dit voorgesê het. Ja. So nou is dit Andre lieg weer. En Andre gaan nie stil bly tot en met hy gewindikeerd word, want hy weet is nie alleen nie. ja, So dit is wat ons onsself bevind nou, dat ek wil reconcile. Ek soek iemand om vir ons te bring, round table, maar jy gaan erken hier wat jy gedoen het. Voorpaaste en paaste gaan ook erken, hoekom het jy gelieg in die hof, man? ja, Want dit is weer, ek voel daar ook baie seer. Ek het vir jou paaste getrust, met iets wat ek vir 30 jaar stil gehou het. Vir niemand vertel het nie, vir jou, die eerste persoon. Hoekom, man, jy is my pastoor? ja, Jy is iemand wat ek op na toe kyk, iemand wat ek baie lief voor kom raak het oor die laaste tyd. ja, Wat het gemaak dat jy die storie nou vat en heeltemal omdraai? Toe ek die judge se report hoor in die hof en hoe die judge sê dat Andre volgens die pastoor het 'n neiging om leuns te vertel en stories op te maak teen ander pastore. So dis wat die ander pastoor nou in die hof gesê het. Hy sê dit in die hof. Okay. En dis jou pastoor gewees. Dit was my pastoor. Natuurlik nou sê ek weg van sy kerk af steen, ek gaan altyd praat vir wat reg is. Ja. Nie vir wie reg is nie. Almal wat my ken weet en ken dit van my. Verkeerd is verkeerd, full stop. Ja. Reg is reg. Ek wil hê jy moet vir my accountable hou soos ek vir jou gaan accountable hou. Niemand van ons is perfek nie, maar as ons preek vir anders, ons staan agter 'n pulpit, Ja. dan moet ons die lewe wat ons vir anders preek. Ons kan nie een ding preek en die teenoorgestelde ding doen nie. In die kerk was ons as gemeente gesê, daar's 'n sekere saak wat julle voor moet bid. Ek was nog diaken daai tyd. En die storie het net gekom bid vir die spesifieke klomp. Ja. En ons het gebid. Week of so later bel die pastoor vir my. Ek het die kleine besigheid en hy vra Andre, maak jy nie ekstra hande nie? Ja. Ek wil hê jy moet die mannetjie 'n werk gee. En ek gee vir hom en sy broer werk vir 'n paar maande. Ja. Want hulle het my ook gesê hulle sal lyk ek moet die klomp mentor wees vir die Ja. klomp. Ja. En kom werk saam met my vir 'n tyd goed gegaan. Ek ken die klomp nou al vir ek is 8 jaar by die kerk, so letterlik Ja. voor hom, hy en my seun is min of meer dieselfde ouderdom. So ek ken hom, ek weet van hom. Ja. So nou werk hy saam met my vir 'n tyd en om 'n lang storie kort te maak, in die hof wat my saak toe voorkom, is dit net sy seksuele abuse sake kom voor in die hof. So nou sit ons in die hof, ek sit om die draai want ek wil nie eye contact maak met hom as ons in die hof sit. Ja. Altyd dan sit ek om die draai. En die mense wat vir my toe support het nou daar gesit. En nou roep hulle 'n naam uit van die volgende saak wat voor moet kom. So dis nou weer so 2 jaar later. Ja. En hulle roep die klonk se naam uit. Wat ons in die kerk voor bid, Ja. maar ons weet nie hoekom ons bid nie. Maar nou sit in die hof wat voorkom ook vir dieselfde tipe saak. Ja. En my vriend en iemand anders sit in die hof en nou hoor hulle die charges teen aan hom. En hulle kom toe uit en ons is hier vir jou Andre, maar kyk hier.
That's fine, thanks. Die is ook in die kerk. Die saak is nou, en die klong word nog, you are innocent until proven guilty. So now it's still accusations. He is being accused, hy word accused van sy suster, stiefsuster, en soos ek verstaan, 'n niggie ook verkrag. Ja. En dis nou die saak wat ons nou hoor. Hulle hoor dit in die hof en nou kom sê hulle vir my, die klong is hier vir dit. En dis dieselfde klong wat jy week gegee het wat Ja, ek het nie geweet nie. Die klong is gereeld nog in die jeug met ons kinders. So as die klong dit kan gedoen het met sy eie familie, wat is die kanse dat hy dit met iemand in die kerk, een van die jeugkinders op iets gedoen het, en hy bekom my vrese, en nou begin ek vra, wat gaat aan, hoekom word ons net gesê om te bid, maar ons weet nie waarvoor ons bid nie. Niemand van ons weet hoekom ons bid nie, ons bid net wat, hier in die hof nou, ek het nie 'n storie gehoor nie, niemand het dit gefluister in my oor nie, ons was op die hof, ons saak het op een dag voorgekom. Dieselfde dag. En ek kyk nou vir die next jaar. Gaan die gemeente ingelig word hoekom hulle bid? Gaan hulle gesê word wat is die rede hoekom julle bid? En niks is Stanley. Niks vir daai hele jare. Dink jy dat dit het nog gemaak dat ons die perpetrators nou liewer te protect en die perpetrators liewer te sê wat sy gedoen het, as solank jy dit nie weer doen nie, maar niks counseling was gegee nie. Dink jy ons moet miskien eerlik gewees het in die kerk en gesê dat dis die rede hoekom hy, 'n werk nodig het. Stanley, ek dink vir my, omdat ek daai tyd nog op leierskap was en omdat die pastoor vir my ook gecounsel het, man. Ek dink miskien nie is iets wat aan die hele gemeente bekend moet gemaak word. Ek gaan eerlik wees. Maar ek dink, omdat ek die man 'n werk gegee het, moes hy meer oop kaarte met my gespeel het. Die dag toe hy nou straf kry, ek doen prison ministry, gereeld nog. Die dag toe hy, voor hy straf kry, die Sondag in die kerk, is dit nou die een diaken bid in die kerk. En hulle vra nou weer spesifiek bid vir die klong, want ek weet nie as die gemeente nou al weet hoekom hulle bid nie, maar bid vir hom, want iets gaan nou die week gebeur. En hulle bid ernstig vir hom. En ek kom by die huis en ek sê vir pastoor 'n boodskap. So dis eintlik hoekom pastoor kwaad is. Ek stuur 'n boodskap, ek sê ons het nou ernstig gebid vir hom, maar wie bid vir die meisies wat hy verkrag het? So daar blok hy my. Dis wat hy my blok en nou as gevolg van daai ek is nog 'n lid daai tyd by die kerk nog. Verstaan, maar nou word ek geblok want ek gaan altyd activism doen vir die laaste 3 jaar. Ek gaan môre hof toe met 'n ander saak. Want vir die laaste 3 jaar bevind ek myself court support doen vir victims van abuse. En die hartseer ding vir my is, Stanley, die amount van mense wat ons gaan support in die hof, hoeveel van dit is 'n leier in die kerk? Is 'n diaken, is 'n ouderling, is 'n pastor. Ons het nou Desember maand gesien die saak hier in Tafelsig, wat die man vir homself agterna doodgemaak het. Ook 'n leier in die kerk. Uit die tronk uitgekom, toe wil hy weer nog die saak gaan klaarmaak. So waar trek ons die lyn en sê, kyk, verkeerd is verkeerd, full stop, period. En dit maak nie saak wie verkeerd is. Ek sien wat ons doen is, ons praat uit en dan wie verkeerd is en nie wat verkeerd is. As jy my vriend is, Stanley, dan gaan ek vir jou probeer cover, so ver soos ek kan. Maar ek gaan nie vir jou accountable hou nie. En ek dink dit is wat ek verlang, om accountable gehou te word, maar ek gaan ook vir jou accountable hou. En especially as jy agter die pulpit staan en preek. So dis hoekom baie mense my misverstaan en ek het dit op die sou gesê. Die kerkleiers weet nie altyd hoe om met die sake te deel, want die pastoor in die kerk bekom die counselor, hy bekom die dokter, hy bekom alles. As daar probleme is in die kerk, hulle bos met alles na pastoor toe. En ons moet eerlik wees in die kerk en sê, hy is nie qualified om counseling te gee vir sekere cases nie. Because it is, ek sal sê, above sy pay grade, because daar gaan partiality wees, hy gaan nie die saak kan bepeins en sê, kyk, dis die of dis die nie. Afhangend van wie dit is, as dit 'n leier se kind is, dan gaan ons probeer om dit toe te smeer. Want vir een of ander rede dink ons, as ons dit toesmeer, ons beskerm ons kerk se naam. Maar ons sien nie wat ons doen aan die victims nie. Ons sien nie die pyn en nog trauma wat ons veroorsaak het. Vir my
Ek is verby wat met my gebeur het toe ek 7 jaar oud was. Ek kan dit vir jou eerlikwaar sê. Vir my wat seerder gemaak het is toe die pastor vir Lydia lieg op die hof. Ja. Dit het my meer seer gemaak. En dit gevoel ek word van vooraf verkrag Ja. deur sy leuns. In die hof en waar In hy die die hof. waarheid vertel. Terwyl hy lieg in die hof. En het jy al ooit die pastoor gekonfront? Because die einde van die dag is dat op 'n tyd het hy obviously vir jou geglo. En obviously het hy gesê gaan praat, maar voel jy dat die pastoor het jou teleurgestel? Voel jy dat hy moet ook vir jou om vergifnis vra? Wees soos ek vroeër gesê het, erken wat jy gedoen het, man. Praat die waarheid, dan kan ons reconcile. Ek het probeer, soos ek sê, hy het my geblok, hy pat nie my calls, niks sê, ek was ge-excommunicate uit die kerk, uit soos 'n criminal, man. So die criminals word beskerm, maar jy wat die waarheid praat, word ge-excommunicate. So waarmee is ons besig? Hier is 'n storietafels omgooi, man. Ja. Dan sê en hy maak 'n stelling wat hy sê, my father's house would be called the house of prayer, Yes. but you have now turned it into a den of thieves. Die den of thieves is waar die skelms hulle self gaan wegsteek het as hulle gesteel het, mense gerop het. Ja. But nou sit nie meer net 'n den of thieves, we are also hiding criminals and rapists in the church, Ja. depending on who it is. Instead, ek gaan altyd die goed praat. Ja. Mense vat my nou ernstig omdat dit op die TV was. Ja. Nou ek praat met jou Ja. en met ander vriende praat ek die goed vir jare al. Ja. So ek nou in die laaste 2 weke ook van dat die storie uit is dit ook meer mense van die kerk wat gesê was, moenie met hom communicate nie, nou bel hulle vir my. Ja. En dan sê ek, hoekom bel jy my nou? Omdat jy my op die TV gesien het. Ek het dan die storie vir jou vertel. So is dit nou net waarom dat dit op die TV was. Ja. So ander tyd het ek gelieg nou. Ja. So dis ook een van die dinge dat ons mense weer, my favorite pastor, sy kan praat teen 'n enige pastor wat verkeerd doen. Ja. Maar as jy my favorite pastor praat van, Ja. dan is jy nou verkeerd. Ja. So ons het te veel mense op pedestals gesit, wat God nie wil hê, hulle moet op wees nie. Almal is prone to sin. Ja. We all sin and fall short of God's glory. Nobody is supposed to be put higher than the others. We are all equal. He's neither Jew, nor Greek, slave, nor free, man or female. So ons is almal op een level. Ja. But it's because we elevated certain individuals to a certain place. That is why in the eyes of their followers they can do no wrong. En ons sien dat across all spectrums, even on die political wêreld ook. Ons sien ons leier is verkeerd. Maar hy is my leier. Sy gaan nie Ek meer gaan hom ander beskerm. En hy sê die waarheid was jy sê ek myself elke dag word aangeval because ek het iets gesê wat iets uitgewys van 'n persoon en dan hulle is groepie en hy groepie praat nie meer saam met jou nie of hulle versprei rumors. But how do you stay true, Andre, to the calling? Hoe bly jy true and jy sê jy's 'n activist, you go out and you go to court and you go and support people. Because you yourself were a victim at one stage, even though people are saying it's not true. How do you stay true to the calling and how do you support others? I think it's integrity, man. If and when that is who you are, Ja. nobody can change it. Ek en my vrou het nou kort 'n conversation gehad. Wat sy ook my sê, maar hy gaan nooit sy visie. Het maak nie saak wat anders gaan sê nie. Ons weet hy gaan nooit sy visie. Sy sal nooit is vir my soos jou birthright verkoop, man, en verruil vir lentels op. Ja. En ek sal nie daai kan doen nie. Ek wil dit noem staan. Want dit het my laat gaan vir counseling. Ek het uitgereik daai oggend en ek het gegaan letterlik 'n phone call gemaak en ek het hulp gaan soek en dis hoekom ek die activism doen wat ek doen vandag. Want ek moes gaan Google dit. Ja. Vir wie bel ek? Ek het hulp nodig. Ek besef ek is 'n danger vir myself en vir my kinders Ja. nou because I didn't deal with my demons. En daar's 'n saying wat ek nou baie sê, dis that if you do not deal with your demons, your demons is going to raise your children. Yes. If we do not take care of those things that has haunted us, the traumas of our past, sê kan maar hoe bekeer speel in die kerk, daai ding gaan deel met jou kinders. And for me it was one of my closest friends died in 2021. COVID. Ja. He was only 47. Ja. And he was my son's coach, football coach. He spent weekends there with him now and then.
So dat was een van die enigste mense wat ek my boy gaan laat allow het om 'n sleepover te hê. So hy sterf af die aand en as a family we prayed and we believed God for his healing. En nou is dit nie so nie en nou sterf hy af. So we cried the evening, all of us as a family, because it was a family friend, all of us knew. Yeah. So for me, the next morning, because I know we were all close, but I know the role he played in that son's life, being his coach, being a guy that he looked up to a lot. Yeah. So at games, when I couldn't be at the game, he would make the videos and send it. Kyk, you sien net 'n goal gescore vandag. So we were quite close. So he passed away, and my son, obviously, I wanted to go check the evening, how's my son doing? So ek skrik wakker die nag so 4 o'clock. 2-4, kan nie onthou nie, but between 2 and 4 skrik ek wakker and I went to his room en hy is in sy kamer nie stil. Oh. And so I went and I went to his brother's room. Oh. And I saw him lying in his bed, man. En hy het vir hom gekamfort dat ons pa se vriend is dood. And you know what came to my mind? Ek kan imagine. Hy het vir hom gekamfort en ek ruk my klong en ek sê, wat doen sy? Wat doen sy? And it is at that moment where I realized I need help. Because now every situation where I see things like that, then it triggers the little 7-year-old boy. En ek kan sien my 7 die pad, het my teruggevat. And my son was innocent, he didn't do anything wrong. He comforted his brother because of my friend died. It was like an uncle to them. And that morning I Googled and I called rape crisis because I needed help. And for the next 3 months, I went every Tuesday morning to sit in a session because I needed help. Andre needs help. Because I realized that because I didn't deal with that thing that happened with me at 7, I raised my sons in the wrong way. Ek het nou 'n dogter wat nêrens gaan nie. I don't allow her to go anywhere. And it is so unfair. But ek moet nou met my kinders daai conversations hê en sorry vra and admit that I was wrong. And I'm not justifying my choices, but ek kan eerlik sê ek is sorry, man. I was so unfair towards you when you were growing up because of I didn't even know subconsciously. Ek het gedink ek het die ding weggesteek. But ek het vir julle groot gemaak met dit. And so that is why I'm continuously still in counseling because again, just like when I was a child, when I went for counseling at for my father's death, realize ek nou that is a continuation van dinge because I can be okay for a month, 2 months. Dan skielik skrik ek wakker een oggend and nothing happened, nothing. I didn't read the article because sometimes there is those things that will trigger you. But I just wake up and now I feel depressed. I feel like the world is closing in on me. And now I'm beginning to see, but I've got the tools now. And what is that tools? This. I'm talking. Yes. I can go to Stanley and I can say, Stanley, and you know we've had many conversations. Where I say, hey, this is a bad day for me. And I want to normalize this where we as men cry, man. And we can be honest with our family and with our wives and say, I've messed up. That is why I joined another organization called Men Stand Tall, where we take responsibility without justifying our bad choices. We made the mistakes, but we want to say now as men, we want to do better. Keep us accountable for the things we've done wrong, but from today on, I want to commit myself to my friends to say, I want to do better. Andre, as we almost come to an end, we can't talk about everything because you know time is limited, but if you can go back to that 6-7-year-old boy now, dit was nog geleer wat gebeur het met jou en dat jy sy weg was na Radia. If you can go back to that boy, because there is a boy that's going to go through this, and I hope they see this video so that the information you're going to share will help them. Our people don't speak about these things. As jy oor praat en dit sê oude wets of of jou groot of het is waar nie. But if you must speak to yourself 6-7 years old, what is the things that you will tell yourself? What is the things you should focus on? Because you got hurt in the process and you had to live with that. Jy met hy gelewer het vir meer as 30 jaar.
if there's 2 or 3 things that you can go back and tell yourself as a child, you should do as tools, what would it be? First and foremost, then I would go and get somebody that I can trust, man. And trust that person enough to say my deepest and darkest secrets with. And also for myself, it would be to say over and over again, it is not my sin, man. Yeah. It is not my fault. Now constantly I have this conversation with the Reverend Zune where she always tells me, Andre, I believe you. Because that's the thing why we don't talk, man. Because within our families, when we talk, like you said now, dan word ons gesê, is ou gat of is die en is die dinge gebeur. And somehow our families try to justify it. But those simple 3 words has become part of who I am now. Even when I hear something like this magnitude, especially where a child has been violated in this way, the first word is, I believe you. Because I know at 37 what that word meant to me. Because still that is the thing that man is denying. No, dit het gebeur nie. The pastor knows it happened. He knows it happened. But it's still haunting me because ons moet hof toe gegaan het. I wanted to sort this thing out, brother to brother. Yeah. With a leader that I trusted, so that we can sort it out. So for me, Stanley, it is just get that person that you trust. I said on the show, and it's not a swipe at all pastors, but I'll say it again tonight. Don't take stuff like this to your pastor. Rather go to the authorities. Yes. And go, and if you want to, it's always been and it will always be your decision to make if and when you decide to lay charges. It must be your choice. Nobody must coerce you or something like that. But go to the authorities. Don't speak to leaders, especially if the perpetrator is somebody in a leadership position within a church. Then you can't go. I can almost say you can't go to a leader because they are going to try to protect the church. Christ is big enough. His church has been standing for more than 2,000 years. That church will still stand, man. For me, it is stand that a youngster can he come to church and fully trust that I'm in a safe space now? Yeah. Because we've seen how the church has become a breeding ground for predators. Yes. And I'm not talking about one specific denomination. It's been happening across many denominations. Why? Because the church is a place where we are vulnerable. Sick people go there. Yes. But also more sick people go there and they seek out, they pray so that they can do even more sick things. So again, I'll say to the youngster, to that little 7-year-old boy, I know it's not easy. I'm not going to pretend to say it's going to be easy, but I want you to know that you don't have to wait 30 years before you speak up, man. Before you decide that, look here, something happened to me that wasn't right. We've got more access to so many things today, and use those things. Yeah. Use the technology, use the people, use the psychiatrist at school or the social worker. Get a teacher even if you have to that you can trust, but speak to someone. Again, I'm going to conclude with this. You don't have to carry this cross for 30 years. It's not worth it. Andre, and also just to conclude, I know we come a long way and you've said many things with me in confidence. And I think it's very important that we trust one another. And I think that is missing. But also, I'm not a psychologist. I'm not somebody that can help you. I'm trained for it. And I think in your case, you need to go find professional help. En ek dink dis wat se probeer sê aan mense is, gaan nie eens na 'n trained persoon toe. Baie van ons mense in enige religious institution is miskien nie getrain nie. There's people that are trained for these type of situations because you can cause more damage. Oh, yes. You can make this person that you are counseling more depressed because of the things that you're saying. And sometimes we are biased. And right enough, like you said, sometimes the leadership, and I want to say this not only in a church, but in any religious institution, doesn't know how to handle a situation. En hulle maak dit worse. En die laaste ding wat ek net vir jou wil sê, Andre, is vertel jou storie, is jou storie. Encourage die jong mense om te praat.
Because ons groei op met trauma. En sy het gesê vroeër dat dan gaan drink sy doen drugs because sy try om te escape. Want hy sê eintlik die solution is, jy weet nie wat aangaan saam met jou nie. Sy het ook gesê, dat wakker geskrik in die oggende, of in die aande, of wanneer ook al, dan skrik sy wakker, dan iets jou getrigger in jou slaap, en dat vat eintlik jou hele liggaam oop, because jou hele body raak traumatized, en baie keer het jy pyn in jou body, en jy weet nie hoekom nie, is because van die trauma wat jy stoor daar so. En as die perpetrator ooit wil nou sê, hoorie, ek wil terugkom en ek wil vergifnis vra vir André. Is that something you will consider? Of course. It is something that I pray for still. Because integrity means so much, man. Being made out to be a liar, like I said earlier, it's for me one of the worst things you could ever do. So just for me to get that vindication that, look here, man, I'm sorry. Ek het in die hof en al die tyd gesê, I don't want him to go to prison. The only thing I want him to do is to admit that you've done it. And I also feel this, Stan, and I feel very strongly about this. Guys like that, there's grace for everybody. Everybody can get salvation and can be saved. But guys like that should not be leaders where they pastoring churches. Yeah. And that is for me, if and when he wants to come and reconcile, this would be my only condition. Sy gaan nooit pastor nie. I believe that you have lost, it's a privilege to be a leader, a pastor, but I believe from my personal opinion that you have lost that privilege because of so many things that you've done. And I understand that some of the things have been done before you got saved, but I'm talking about the things that you've done while you were a pastor. And that to me is the scary thing. Because how many people must still suffer at your hands? I'm very stern when it comes to families, because baie lief for families. The institution of family was put in place before the church. So any person that wants to destroy families cannot be from God. No. You cannot tell me that God allowed you to break up a marriage, man. It cannot be from God. And so that is one thing that I will always speak for, that the family unit is a husband and a wife that God wants to be with their children. Yeah. So people that destroys that, man, with their adulterous affairs, they shouldn't be in leadership positions, and especially not within the church. It should be a man that is a man of integrity. Ladies and gentlemen, that is André Cephas. That is his story. And also what I just want to say, ek wil net sê vir ons mense, check op julle kinders. Maak seker julle kinders is okay. As sekere dinge wat julle moet doen, wat important is, especially met boys en girls, is dat jy moet uitvind met wie jou kinders uithang. Maak seker jy weet dat jou kinders is okay. Ons groei op because ons ouens vra nie vir ons as jy okay nie. Ons ouens maak jy check jy op ons en ons groei op saam met trauma. En trauma destrooi nie net vir my nie. Het destrooi my kinders, die generation. Het destrooi hulle kinders. En totdat ons trauma in die oog kyk en sê, hoorie, het stop hierso en ons adres dit, gaan ons 'n trauma-free society wees. Maar tot dan moet ons seker maak ons kinders is okay. So baie dankie André en alles van die beste en ek hoop om weer terug te hê, dat ons 'n bietjie verder kan praat. Baie dankie, Stan. Thanks André.